Kan jy glo, ons is by week 7, die laaste week van hierdie intentionele jaarreeks. Vir 7 weke saam gereis en vandag kom hierdie spesifieke reis ook ons laaste Sondag daarmee saam. Ek wonder, enige iemand hier wat dalk baat gevind het by die reeks sover. Ek wil net sien so opsteek van hand. Heel wat van julle. Dit was regtig 'n groot veldtog geweest waar ons op verskillende maniere impak gehad. Natuurlik by ons kinderkerk ook, by die jeug, klein groepe. Daar was so 25 aktiewe klein groepe deel gewees van hierdie reeks. Ons het by die 200 mense in klein groepe gehad wat deelgeneem het. Ons het 400 boekies verkoop wat ons ook gebruik het as deel van 'n hulpmiddel die loop van die week wat jy kon gebruik het saam met die video's. So vanoggend is ons hier. Die doel van vanoggend se boodskap is eerstens om 'n kort oorsig te kom gee van die afgelope 6 weke. Miskien het jy iewers dalk een van die weke gemis. Dan kan dit dalk help net vanoggend om die groter prentjie te kan kry ook daarvan. En dan saam met ook hoe hierdie 6 weke sover saamvorm om iets te weet wat ons vorentoe kan vat met ons lewe na hierdie reeks. Ek dink die sukses van die reeks en die waarde wat jy gaan vind daarby is nie wat jy in die reeks gedoen het noodwendig nie, maar wat jy na die reeks gaan doen. Wat vat jy saam met jou vorentoe? Dis die belangrike ding vandag. So, in die boekie, as jy 'n klein groot boekie gehad het, sal jy weet op die agterkant van die boekie is daar so 'n illustrasie van 'n klomp sirkels. En in hierdie sirkels is daar verskillende woorde en dit is ook deel van die uitleg van die reeks. So ek wil net so vinnig die oorsig gee daarvan. Die eerste week het ons eintlik was inleidingsweek gewees. Wat ons gepraat het van intentioneel of die woord van die jaar. Ons spesifiek te vra, is daar iets, 'n woord of 'n frase of 'n sin wat die Here vir ons gee vir die jaar van jouself, persoonlik of dalk vir jou gesin. En dis iets wat mense kan vasmaak en saam met jou vat ook in die jaar. Dit was die eerste week wat 'n fondasie kom lê het vir die volgende 5 weke. Dan was week 2 het ons gepraat oor die ritmes van gebed. Gebed wat ons koneksie met God is en verskillende forme van gebed waarna ons gekyk het. En dan die volgende sirkel was die van ritmes van rus, om liggaamlik, psigies, geestelik te kan rus ook. En besef dis belangrik vir die Here dat ons ook daai ritme en gewoonte van rus kan hê vir ons lewe. Week 4 het ons gaan praat oor die ritmes vir vernuwing, wat praat oor hoe om vars input te kry in jou lewe in, holistiese vlak, op elke vlak in die lewe, goed wat jy toelaat, wat jou lewe kom vol en energie kom gee ook. Dan in week 5 ritmes vir werk, het dit gegaan oor die feit ook om onderskil te onderskei tussen my beroep en my roeping. Dit is nie altyd dieselfde ding nie, maar besef ook hoe ons God kan verheerlik en aanbid deur beide van daai twee. En dan het ons gekyk laasweek na ritmes vir verhoudings. Hoe ons gesonde menseverhoudings kan hê in ons lewe en dit kan bou en handhaaf. Vandag is ons by week 7, wat ons kyk na lewe met intensie en ons gaan kyk hoe ons die bogenoemde temas kan inspann om intentioneel te kan lewe. So, as jy miskien hier so sit en jy dink, joh, ek het niks so uitgemis, ek is dalk paar van die weke nie gewees nie, dit ek vir jou goeie nuus. As jy op ons YouTube kanaal aangaan, van Kryk, sal jy al die preke van die vorige sonde, as ook die klein groep video's, is daar so op. En ek dink, hierdie is 'n tipe reeks wat mens moet dalk hersien, wat jy op jou eie tyd moet teruggaan en weer gaan herbesoek, hoe lyk hierdie goed in my lewe, hoe kan ek dit deel maak, want hierdie is werklik goed wat jou kan help, om vrug te dra, om verskil te kan maak, in jou lewe, en deur jou lewe. So kom ons beweeg vandag na week 7 toe. En ek wil begin met 'n baie ingewikkelde raaisel. Ek weet nie of julle hierdie gaan vang nie. Dit is baie moeilik, maar het gaan oor 10 voëls wat op 'n draad sit. 5 van hierdie voëls besluit hulle wil gaan wegvlieg. Die vraag is, hoeveel voëls bly oor op die draad? 10 minus, so dalk 5? Die antwoord is nie 5 nie, as jy gewonder het. Die antwoord is 10. Daar is nog steeds 10 voëls
op die draad, want die vyf wat besluit het nog net besluit, het nog nie weggevlieg nie. OK, sê dit is moeilik geweest, maar dis nou 'n miskien ligsinnige raaisel, maar dit is baie keer hoe dit in ons lewe afspeel, die goeie intensies wat ons het. Ons het hierdie goeie intensies en ons het dalk in ons gedagtes al besluit, ja, ek wil hierdie doen, ek wil daai doen, ek gaan hierdie goeie ding doen. Dis vir die Here op my hart gelê, ja, ek gaan dit doen. Wat gebeur baie keer? Voer dit nie deur nie, ons doen dit nie. En dan sien ons nie noodwendig die vrug, alhoewel ons goeie intensies gehad het, nie die vrug daarvan nie. En dis baie keer die probleem is dat ek en jy het goeie intensies. Ons wil soveel goeie goeders doen, maar dit word nie deurgevoer nie, en dit bring ons by die vraag vandag, hoe kan ek en jy beweeg vanaf die goeie intensies af, het oorskakel in goeie aksies in ons lewe? Hoe kan ons daardie brug bou, sodat alles wat ons gehoor het ook oor die afgelope 7 weke, nie net mooi inligting vir ons is nie, maar werklik 'n deel van ons leefstyl kan word, ons manier van leef, elke dag. Ek wil om saam met te kyk vandag na 'n man, Paulus, 'n bekende man in die Bybel, wat 'n man was van goeie intensies, maar 'n man wat nie dit daar gestop het nie, 'n man wat verder was, ook 'n man van goeie aksies gewees. Nou as jy wonder hoe Paulus se aksies gelyk in sy lewe, hy het 'n man wat 'n groot impak gemaak het op verskillende vlakke. Ek wil net 'n paar met jou deel voordat ons gaan kyk na wat hy sê. Nou 'n ander Paulus, 'n groot impak wat hy gemaak het is in sendingwerk. In sendingwerk het hy 3 groot sendingreise gehad na plekke soos Klein-Asië, Griekeland, Sirië. Het die evangelie baie wyd verkondig, nie net spesifiek in Joodse gebiede nie, maar in heidense gebiede ook. Was hy ywerig geweest om daar 'n verskil te gaan maak. Nog 'n deel van sy impak wat hy gemaak het is die insluiting van heidene. Juist die feit dat Paulus roeping gehad het om daai muur te breek tussen die nie-Joodse of heidense Christene en die Joodse Christene. Hy het daar verskil gemaak, groot. En dan, as jy Bybel vat in die Nuwe Testament, ongeveer die helfte van die Nuwe Testament wat jy in jou hand het, is geskryf deur Paulus. Sendbriewe wat hy geskryf het soos Romeine, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Tessalonisense, Timoteus. 'n klomp briewe wat hy geskryf het wat impak gemaak het vandag nog steeds in ons lewe. En dan saam met dit ook met die skrywe, die teologiese ontwikkeling wat dit kom bring het in die kerk, dat vandag baie van ons manier van persepsie van God, van hoe ons leef, is as gevolg van Paulus wat hy geskryf het, as gevolg van die impak wat hy gemaak het, om nie net goeie intensies te gehad in sy gedagtes nie, maar iets te doen, daar by die woord te kom sit het. So ek hoop, ons kan vandag iets leer van Paulus, hoe ek en jy ook goeie aksies kan hê in ons lewe, en ons gaan kyk na 'n gedeelte in Galasiërs 1. Ek het spesifiek besluit om vanoggend die boodskap parafrase te gebruik, om dit eenvoudig en helder te kom maak oor hierdie gedeelte wat hy skryf. Ons gaan kyk hoe ons vanuit hierdie gedeelte 3 baie duidelike stappe kan sien wat hy geneem het om 'n plek te wees om aksie te neem. So kom ons lees saam hierdie gedeelte wat Paulus skryf in Galasiërs 1. My broers en susters, verstaan my baie mooi. Die goeie nuus oor Jesus Christus wat ek gepreek het ek glad nie self uitgedink nie. Dit kom ook nie tweedehands van iemand anders af nie. Ek het dit glad nie op een of ander plek gaan leer nie. Nie op 'n bonatuurlike manier het Jesus Christus die goeie nuus wat ek verkondig aan my bekend gemaak. Voordat ek 'n Christen geword het, was ek 'n groot aanhanger van die Joodse geloof. In daardie tyd het ek die kerk van God wreedaardig vervolg. Ek wil al wat 'n Christen is van die aardbol afvee. Ek het vinnig opgang binne die Joodse godsdienstige kringe gemaak. Kort voor lank was ek 'n model godsdienstige, wat kop en skouers bo die volksgenoot uitgestaan het. Ek was 'n fanatiese aanhanger van die tradisies van my voorouers. God het egter ander planne met my lewe gehad. Trouwens, nog voordat ek gebore was, het hy hom
al oor my ontferm. Toe al het hy besluit dat ek aan hom behoort, dat ek voltyds vir hom gaan werk. Later het God sy seun Jesus Christus aan my bekend gemaak. Van daardie oomblik af het ek net een doel voor oog gehad, om die goeie nuus oor Christus te verkondig aan mense wat nie aan Israel behoort nie. Ek het glad nie eers by ander Christene gaan rondvra oor wat ek moes sê nie. Ek het ook nie die Jerusalem toe gegaan om daar te gaan kers opsteek by diegene wat teruggegaan het, voor my die disipels, voor my apostels was nie. Nee, ek is direk na my bekering Arabië toe. Later het ek teruggegaan by Damaskus toe. Eers 3 jaar later het ek weer in Jerusalem gekom. Daar het ek vir Petrus ontmoet en 15 dae by hom oorgebly. In daardie tyd het ek nie een van die ander apostels te sien gekry nie, behalwe vir Jakobus, die broer van die Here. Terloops, al die dinge wat ek vir julle skryf, is die reine waarheid. God self weet dit. Ek het daar in die streke van Sirië en Cilicië begin preek. Op daardie tydstip het Christus se volgeling in Judea my nog nie persoonlik geken nie. Al wat hulle van my geweet het, was die volgende brokkie nuus. Daardie man wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die evangelie. Hy praat nou met ander mense oor die geloof wat hy vroeër probeer uitroei het. Natuurlik was hulle baie bly daaroor. Hulle het vir God dankie gesê dat hy my nou gebruik om die goeie nuus bekend te maak. Dis 'n lang deel, maar dis eintlik 'n groot getuienis van Paulus se lewe. 'n Man wat homself toegewy het aan die Joodse leer, om 'n fariseer te wees, om passievol te wees oor die Joodse geloof. Tot so 'n mate toe die Christenkerk op die voorgrond kom, dat Paulus was een van die wat gaan het en sê, ek sal hierdie kerk vernietig. Ek sal die kerk vervolg. Ek sal seker maak dat hierdie sogenaamde sekte, wat hy gedink het was, nie sal grond kan vat nie. Maar Paulus ontmoet vir Jesus Christus en sy lewe verander radikaal. En meer as net goeie intensies wat in sy hart gehou het, kan ons by hom sekere dinge leer hoe hy verander het in goeie aksies toe, hoe hy van 'n vervolger van die kerk na 'n verkondiger van Jesus Christus geword het. Hoe kon Paulus goeie aksie tot sy lewe byvoeg? Vandag wil ek vir jou 'n praktiese goed gee wat jy saam met jou kan vat as deel van hierdie reeks ook, intentionele jaar. Eerste ding wat ons kan leer van Paulus wat hy gedoen het is, hy het neergeskryf. Hy skryf neer wat hy beleef het en wat hy wil graag bereik. Ons het Galasiërs 1:20 het daar gelees vandag. Terloops, al die dinge wat ek vir julle geskryf, is die reine waarheid. God self weet dit. Dis waar dit begin het. Wat is die waarde van om goed neer te skryf? Miskien die afgelope paar weke deur die intentionele jaarreeks was daar sekere goed wat jy beleef het, sekere ritmes wat ek moes toepas in my lewe, sekere dinge wat jy die Here voor vertrou het om te gaan deel maak van jou lewe. My vraag is, het jy dit al neergeskryf? Kan jy dit sien, sigbaar? Jy sien wat gebeur wanneer ek en jy begin iets neerskryf rondom 'n doelwit of 'n sekere goeie intensie wat ons het. Eerste plek raak dit sigbaar. Iets wat ons kan lees. Tweede is, ons kan dit onthou. Ons kan teruggaan op dit en onsself herinner aan dit ook. En saam met dit ook is iets wat jy kan hardop sê, jy kan hoor en deel maak van jou lewe. En die navorsing praat van 'n doelwit te stel. Iemand wat nie net 'n doelwit in hulle gedagtes het nie, maar dit neerskryf. Volgens statistiek sê hulle is 42% groter kans om daai doelwit te bereik. Want ek en jy nie net dit in ons gedagtes sou ligkastele het nie, maar werklik kan sê, hier skryf ek dit neer. Sodra ek dit neerskryf, orde dit my gedagtes ook, help dit my beplek te wees wat ek kan iets begin maak daarmee. So ook in honderde jare voor Paulus was daar 'n profeet gewees, Habakuk, wat 'n visie van God gekry het. En in Habakuk 2:2 dan sê die volgende gedeelte oor Habakuk, hy sê toe die Here geantwoord,
skryf my antwoord, die visioen in groot duidelike letters op kleitablette, sodat iemand wat verbygehardloop het, dit kan lees. Dis 'n beginsel vir ons lewe, om te sê, kom ek begin my goeie intensies neer te skryf, sodat ek dit kan sien, sodat ek begin iets daarmee kan doen in my lewe. Dis wat ons leer van Paulus. Hy het nie net die goed in sy gedagtes gehou nie, dank die Here hy het nie. Want dan sou ons vandag 'n groot deel van die Nuwe Testament nie gehad het nie. Dan sou ek nie verryk gewees het deur 'n man wat soveel beleef het van God in sy lewe en soveel bereik het vir die Here deur sy lewe nie. Maar dit neergeskryf het. En vandag wonder jy dalk maar wat kan ek neerskryf? Waar kan ek begin? Waarin week 7 van die intentionele jaar in die boekie, wat jy kry, die video materiaal sal jy ook sien, is daar 3 gebede wat jou kan help ook, wat jy kan neerskryf en oorbid en dan die antwoorde neerskryf op daardie gebede. En ek wil graag dit net kortliks met u deel. En die eerste gebed wat jy kan gebruik is, Here, wie roep u om my te wees? Wie roep u om my te wees? In ander woorde, God se groot begeertes. Hy stel baie meer belang, Here, in die mens wie jy word, jou karakter, as groot dinge wat jy kan bereik in die lewe. Jou prestasies, jou geld, of wat ook al dit mag wees. Maar vir Here gaan dit primêr oor wie is die mens wie jy word in die proses. En dis iets wat jy kan oorbid en sê, Here, is daar iets spesifiek wat u op my hart kom lê oor die mens wie u my roep om te word in my lewe? Dalk sekere waardes wat ek kan nastreef. Sekere karaktereienskappe van Jesus Christus wat ek kan leer in my lewe om te sê, ek wil dit in my lewe hê. Hoe kan ek word die persoon wie God wil hê ek moet word? Dis 'n groot gebed. Belangrike gebed om te begin mee. Dis die eerste ene. Die tweede een vandag is 'n gebed is, Here, in watter seisoen bevind ek myself in? Jy sien, verskillende seisoene in ons lewe gaan verskillend lyk ook rondom die dinge wat ons gaan doen dalk, die aksies wat ons gaan neem. Vat byvoorbeeld iemand wat ongetroud is, wat dalk byvoorbeeld kan sê, ek fokus op myself te ontwikkel. Dis 'n seisoen wat ek op myself fokus. 'n Student wat sê, hierdie is 'n seisoen wat ek moet primêr fokus op my studies. Iemand wat pas getroud is, dis 'n seisoen wat ek fokus op my huwelik. Kinders wat in die prentjie kom, dis 'n groot fokus, tans ook in my lewe. Miskien is kinders al die huis uit. Jy begin dink aan jou nalatenskap. Hoe lyk jou lewe na jy gewerk het? So elke seisoen bring sekere fokuspunte en goed wat ons aksies sal lyk ook, en daarom vandag het jy nodig om seker te maak, waar laat die Here in, wat is seisoen, sodat jy regte aksies kan neem in jou lewe. En dan 'n derde gebed vandag. Here, wat is die daaglikse, weeklikse, maandelikse en kwartaallikse ritmes vir hierdie area? Hierdie area verwys na enige van hierdie areas, die gebed, verhoudings, werk, rus, vernuwing, wat ons reeds oor gepraat het. Ek gaan 'n bietjie meer daar sê later, ook in hierdie boodskap vandag, maar om net te besef dat ek het iewers nodig om hierdie goed te kan inbou my lewe in, as 'n ritme, nie net bloot 'n mooi intensie nie. So, dit lei ons vandag na die tweede ding toe vandag. Hoe kan ek en jy dit prakties deel maak? Ja, skryf dit neer. Kry dalk vir jou boekie as jy nog geen boekie het nie, om dit neer te skryf nie. Maar die tweede ding ook is, spreek dit. Praat daaroor rondom die goeie intensies wat jy het. Galasiërs 1 sien ons wat Paulus die volgende gesê het. Hy het gesê, al wat hulle vir my geweet het, was die volgende brokkie nuus. Daardie man was vroeër vervolg, verkondig nou die evangelie. Hy praat nou met ander mense oor die geloof wat hy vroeër probeer uitroei het. Paulus het nie net neergeskryf nie, hy het gepraat. Hy het gedeel met ander mense oor die goeie intensies wat hy beleef vir die Here op sy hart kom lê. Dalk is ek en jy nie
almal geroep om vir duisende skares te praat nie, maar dat jy nodig het om vertrouelinge te hê. Mense het hê wat jy kan jou goeie intensies mee deel. Wat jy kan sê, hierdie is die goed wat ek beleef deur op my hart neem om te doen. Hoekom sal ons dit doen? Hoekom sal mens praat oor jou intensies? Jy sien, sodra ek en jy ons goeie intensies begin deel met iemand, skep dit 'n omgewing van aanmoediging, waar daai persoon wie jy met praat, jou kan aanmoedig, en saam met dit ook aanspreeklik kan hou. Jy kan sê, hoor, jy het laas vir my genoem van hierdie, hoe gaan dit met dit? Waar trek jy met dit in jou lewe? Hoe vorder jy? Dis een van die goed in my eie persoonlike lewe wat ek nogals probeer doen ook, om sekere doelwitte met sekere mense te deel, nie om iets daarop te bewys nie, maar net om spasie te skep wat ek voel, ek het nou hierdie gesê, dis in die publiek, met hierdie persoon, nou beter ek deurvoer wat ek gesê het ek gaan doen. Ek onthou daai tyd ook, en selfs nou nog baie keer met marathon wedlope, of toe ek Comrades ingeskryf het, hoe dit vir my 'n massiewe groot berg vir my was. Maar ek doelbewus het mense gepraat daaroor, nie om te kla of soos die Engels te brag nie, maar net om 'n plek te wees waar ek weet ek het dit daar gesit, ek het dit uitgesit, nou moet ek dit uitvoer. Daar's mense wat my dop hou, daar's mense wat kyk of dit gaan jou by jou woord, wat jy gesê het. En dis die waarde en die krag van wanneer ek en jy met sekere mense kan deel ons goeie intensies. Om die lig te kan bring en te besef ook, Spreuke praat ook van die volgende, hy sê dood en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. Daar's krag in ons woorde ook, en ek en jy kan hierdie goeie intensies deel, op die voorgrond bring, en beleef die verskil wat dit kan maak as ons dit begin doen in ons lewe. Vandag die derde groot ding wat ons leer van Paulus, hoe hy sy goeie intensies aksies gemaak het, was skeduleer. Hy het tyd geplaas by daardie aksies, en ons lees ook in hierdie gedeelte wat ons reeds gelees het, Galasiërs 1 vers 18, eers 3 jaar later het ek weer in Jerusalem gekom. Daar het ek vir Petrus ontmoet en 15 dae by hom oorgebly. Jy sien, Paulus se goeie intensies was nie net op papier gewees, het was nie net mooi woorde gewees nie, dit was in sy skedule gewees, in sy dagboek. Dit was deel gewees van iets wat hy vasgemaak het, hy gaan doen vir vandag, vir die week, vir die maand, vir die jaar. En jou skedule vas te kan maak, en die impak wat dit kan hê, wanneer ek en jy dit kan doen ons lewe. Dit het 'n massiewe groot invloed, wanneer ons nie net dit neerskryf en woorde het, maar werklik kan skeduleer. Kan sê, hierso is dit vas in my lewe in. En dit bring ons terug vandag na hierdie derde gebed toe, wat ons reeds oor gepraat het. Die gebed wat sê, Here, wat is die daaglikse, weeklikse, maandelikse, kwartaallikse ritmes vir hierdie area? As ek en jy dit nie gaan skeduleer, hierdie goed wat die Here op ons hart kom lê, wat ons moet doen nie, is die kans baie groot, dit gaan nie gebeur nie. Het gaan net verbygly, die gewoel van die lewe gaan ons oorweldig, en voor ons weer sien, is dit daar nie. Het het nooit tot vervulling gekom nie. Het het goeie intensies gebly. Ons titel vir hierdie week en vir die preek is nie, hy goeie intensies nie, maar leef met intensie. Lewe dit uit met jou lewe en beleef die verskil wat dit maak wanneer ek en jy werklik dit wat die Here ons roep om te kan doen, te gaan doen in hierdie wêreld. En dis waarvoor die kerk ook daar is, die kerk van Jesus, waarvoor daar klein groepe is juist daai plek van aanmoediging, aanspreeklikheid, mense in my lewe wat saam met my die pad stap. Ek kan vir sê, hoeveel keer ek sal opgegee het op doelwitte in my lewe, as nie van mense was, wat saam my pad gestap het nie. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om mekaar te ondersteun, aan te moedig, aanspreeklik te hou. En dis wanneer ek en jy gaan beweeg van hierdie goeie intensies, na goeie aksies toe. Vandag wil ek afsluit met die laaste vraag vir jou, en dit is, as jy dink oor die res van die jaar, ons is nou al by maand 3 van 2025,
wat sien jy graag afspeel vir die res van die jaar vir jou lewe? Wat is jou hoop vir res van hierdie jaar? Wat wil jy sien gebeur? Laat my dink aan twee gesegdes wat saam met dit gaan vandag. As ons dink oor wat ons wil sien moet gebeur in ons lewe, wat ons intensies is. Eerste daarvan is 'n prediker en skrywer, Edsel Wousou. Hy sê die volgende: To see what you haven't seen yet, you need to do what you haven't done yet. Because if you keep on doing what you always have done, you will continue to see what you always have seen. Dis eintlik common sense, nee. Maar partykeer in ons lewe is ons nie dit snap en besef nie. As ons iets anders wil sien gebeur in ons lewe, wat se area ook dit mag wees, in jou verhoudings, jou gesondheid, jou finansies, in jou werkslewe, moet jy iets anders gaan doen. Die skrywers van die boek The Intentional Year, waaruit hierdie hele reeks kom wat ons die afgelope 7 weke gereis het, skryf Glenn Halipakian, die skrywers, hulle sê, the key thing that turns an idea or desire into a practice is knowing when and where we're going to do it. When and where. Daar's 'n datum, daar's 'n dag, daar's 'n plek gekoppel aan dit wat ek graag wil bereik en wat ek wil doen. En vandag is miskien 'n eenvoudige boodskap, maar dat jy sal net hoor, die Here roep jou en my om daders van die woord te wees. Nie net hoorders nie. Om te kan stil raak en hoor, wat wil die Here vir my res van hierdie jaar, vir 2025? Ek wil net nog 'n jaar leef, wat ek nou maar net deur die gewoel van lewe gaan nie, maar ek wil intentioneel leef in hierdie jaar. Hoe lyk daardie intentioneel in jou lewe? Vandag wil ek jou nooi om te dink oor hierdie goed, terug te gaan op dit, en te beleef die vrug wat jy gaan pluk, as jy begin doen die goeie intensies, wat dan neergelê is. Volgende wil ek jou nooi, net voor ons gaan saam bid ook, net die oë sal sluit, en ek wil hê jy moet dink oor jou eie lewe. Wat is een stap wat jy kan neem vorentoe in hierdie jaar, wat jou gaan help om 'n groot impak te kan maak in jou eie lewe en die mense se lewe om jou? Wat is een stap wat jy kan maak om werklik God te verheerlik deur jou lewe in 2025? En dalk moet jy dit neerskryf in 'n boekie of op jou foon 'n nota maak en te sê, hoe gaan ek hierdie begin doen? Hoe gaan ek daad by die woord begin sit en beleef die goeie vrug as gevolg van goeie aksie, meer as net goeie intensie? Kom ons sluit ons so en gee jou geleentheid voor ek saam met jou bid. Ons Vader, vandag wil ons dankie sê dat op die einde van die reis, van die reeks waar ons nou is, Here roep U ons tot aksie. 'n Lewe met intensie. Dankie vir soveel waarhede wat ons die afgelope weke kon ontdek het van hoe ons kan werklik sonder ritmes kweek in ons lewe. Maar ons besef vandag dat hierdie goed is nutteloos, Here, sonder dat ons ook ons kant bring, saam met U werk, vir die werk wat U wil doen in en deur ons lewe. Ek wil bid vandag dat ons iets kan neem ook leer van Paulus se lewe rondom wat hy neergeskryf het, wat hy gespreek het, wat hy geskeduleer het. Om te sê, Here, ek wil 'n man van daad wees, van goeie aksie. Vandag wil ek bid vir elkeen hier, Here, dat iets in ons kom wakker maak rondom dit wat U wil hê ons moet op fokus vir die res van die jaar. Die mens wat ons moet word, die seisoen waarin ons is en hoe dit gaan uitspeel dag tot dag in ons lewe. Dankie vandag, Here, dat U ons wil gebruik. En Here, wanneer ons onsself oopstel vir U, Here, dat ons kan beleef hoe ons gemeenskap gaan begin verander.
hierdie lewens van die mense om ons gaan verander, Here, omdat ons toelaat, dat U ons kom verander het. Dankie, Here, dat die goeie werk wat U in ons begin het, U dit mag voortsit en voltooi, totdat U terugkom, Here Jesus. Amen, amen.